Oppervlakte en omtrek van tweedimensionele vorms. Nou, oppervlakte van 'n voorwerp is hoe ons hom gaan vul in die binnekant. Hoeveel teeltjies sal ons langs mekaar kan inpas? En omtrek is hoe ver om die vorm ons kan of nodig hê. Kan benodig of sal nodig kry. Nou, dit is die verskil tussen oppervlak en omtrek, maar ons gaan nou eers bietjie kyk na ons spesiale sleutelwoorde. Ons woordjie polygoon. Nou, ons woordjie polygoon beteken 'n vorm wat 3 of meer sye het en die vorm is toe, hy is 'n geslote vorm. Hy is nie oop nie. Nou, ons kry reëlmatige poligone en onreëlmatige poligone. Nou, 'n reëlmatige polygoon is waar al die sye van die vorm dieselfde lengte het. Dan het ons 'n onreëlmatige polygoon wat sye het van verskillende lengtes. Dan het ons die woordjie omtrek. Nou, dit is hoeveel 'n vorm om is as ons hom sou gaan meet. So, ons stap om die skool. Elke tree wat ons stap is gestel 'n meter heining. Hoeveel meter heining sal ons nodig het vir die omtrek van die skool? So, ons gaan tel ons groot lekker stappe om die skool en dan kan ons min of meer weet hoeveel is die omtrek van ons skoolveld of ons skoolgebied. Nou, hier werk ons met tweedimensionele vorms wat platvorms is, hulle het 2 dimensies en ons gaan later met vierkante en reghoeke. Wanneer ons met oppervlak werk, gaan ons kyk na ons 2 dimensies. Die eerste een is lengte, hoe lank 'n vorm is, en breedte, hoe wyd of breed 'n vorm is. Nou, hier gee hulle vir ons 'n lekker tabelletjie. Ons gaan kyk na ons vorms A tot en met F. Ons gaan kyk wat is die naam van die vorm. Nou, ons het bietjie vroeër geleer oor 3-benige vorms of 3-sydige vorms, noem ons 3 hoeke, 4 hoeke, dan 5 hoeke, dan 6 hoeke. Nou, elkeen het ook 'n ander naam. 3 hoeke, dan het ons veelhoeke of 4 hoeke, wat dan spesiale name het, trapesium, 'n vleer, 'n reghoek, 'n vierkant, en ons gaan baie fokus nou op vierkante en reghoeke. Dan gaan ons na ons 6 of 5 hoekige vorms. Dit is ons pentagone. Dan het ons heksagone wat 6 sye het, heptagone of septagone wat 7 sye het, 8 sye is ons oktagone, en dan gaan ons nou net vir nou daar stop en eers weer volgende jaar bietjie leer van die 9 en 10 sy of hoekige vorms. Nou, hier gaan ons kyk na die naam van die vorm. Ons gaan skat, net deur na die vorm te kyk, dink ons hy's reëlmatig met ewe lang sye of onreëlmatig met verskillende lengtes sye. Dan gaan ons 'n bietjie gaan meet. Nou, in ons handboek druk ons soms baie keer 2 blaadjies op een uit, so daar gaan ons dan meet in millimeter, wat ons vreeslike fyn kantjie is van ons liniaal. Vraag of tabelletjie of kolommetjie nommer 4, gaan ons kyk, is dit 'n reëlmatige of onreëlmatige vorm, wanneer ons hom gemeet het, elke sy, en dan gaan ons kyk na hoe ons daar die meting gaan skryf in millimeter en sentimeter. Vraag nommer 2, skryf die naam van elke vorm in kolom 1 van jou tabel neer, en dan nommer 3, besluit of elke vorm 'n reëlmatig of onreëlmatige vorm is. Nou, hier basies lei dit ons om te gaan kyk na net die eienskappe van 'n reëlmatige polygoon en 'n onreëlmatige polygoon, en dan gaan ons later bietjie meer leer oor ons omtrek. Nou, ons vervolg hier op bladsy 118 met ons aktiwiteit 1, en elke stapie gaan ons nou net lei om dan
ons tabelletjie in te vul. Kom ons gaan loer na vraagie nommer 10. Nou 'n geskenkwinkel verkoop vierkantige houers met lint wat om die rand van die houer gebind is. Nou ons nommer A is 7 cm en B is 22 cm. Nou die eienskap van 'n vierkant is dat al 4 sye ewe lank is. So ons weet as die een sy 22 cm is die boonste een 22, die onderste een 22 en die linkerkantsteen dan ook 22. So hulle vra vir ons hoeveel lint word benodig om rondom die rand van die houer A as ons hom om wil bind. So ons gaan die omtrek dan daar uitwerk sê 7 plus 7 plus 7 plus 7, want elke sy is dan dieselfde. Of dan so maak met die B-figuur wat 22 cm sy het. Nou, hulle vra hulle hoe het ons dit uitgewerk, so julle gaan dan nou neerskryf, soos wat julle dit verstaan en hoe julle dit sou uitwerk. Dan nommer C, wat weet jy van die sye of rande van 'n vierkant? Dit is ons eienskappe. Hoe weet ons 'n vierkant is 'n vierkant en nie 'n reghoek nie? So daar gaan ons nou skryf, hoekom en wat weet ons van hoekom is 'n vierkant 'n vierkant en wat weet ons van daardie eienskappe? Nou gebruik dan die kostes by D, metode waarin jy kan dink om afstand rondom die rand van houer B te bereken. So dan gaan ons nou in ons manier, soos wat julle dit verstaan, gaan uitskryf hoe ons sal meet wat die omtrek van figuur B is. Nou verder gaan ons nou kyk na vierkante, reghoeke en driehoeke. Nou hier weet ons 'n vierkant het 4 gelyke sye. 'n reghoek het sy teenoorstaande sye is gelyk, so die bo en onder is dieselfde lengte en links en regs is dieselfde lengte. En dan 'n driehoek gaan ons nou 'n lekker spesiale manier uitwerk, wat vreeslik lekker is. So wag en kyk, dit kom by die volgende skyfies. Wanneer ons met vierkante werk, het hulle nou vir ons 'n voorbeeld gegee. Ons gaan ons 4 sye kan by mekaar tel, of ons kan sê 4 maal die lengte van die een sy. Daar is 4 sye wat ewe lank is, so as ons een sy se meting het, dan kan ons net sê, daardie getalletjie maal met 4. Ons opdragte vir die week, gaan ons kyk na oppervlakte en omtrek, en ons gaan oefeninge 1 tot en met 12 voltooi. Nou jy gaan nou dink, o juffrou gee vir my so baie werkies, maar in wiskunde is dit baie belangrik dat ons werkies oor en oor inoefen. As daar nog 'n haakplekkie is waar jy bietjie vashak en wonder, hoe gaan ek dit beter verstaan, is julle baie welkom in die klaskamer vir my onder comment, dit is kommentaar, net 'n vraag te vra, juffrou, ek sukkel op bladsy 12 met vraagie nommer 5 of aktiwiteit 7 en ek spring dadelik in en ek help julle. Ek hoop julle die werkies geniet julle week en bly veilig.